Here, as jy die woord van die Here saam met jy gebring het, gaan ek saam met jy lees uit die boek Judas. Die boek Judas, een van Jesus se broers hier op aarde, ek dink hy was tweede na Jakobus, maar Judas, en hy het ook 'n brief geskrywe, en ons gaan lees van hoofstuk 1, is eintlik net een hoofstuk daarso, en ons gaan van 17 tot by vers 21 gaan ons saam lees uit die brief van Judas. Wanneer die woord van die Here oop is, dan gaan ons hom nou geleentheid gee met ons te praat, terwyl ons dit lees. En voordat ons na die Here luister, kom ons raak net so stil voor die Here, net so waar ons sit, sluit die oë. Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre as 'n gemeente ook voor U te kan kom buig. Dankie dat ons vanmôre kan weet, U is nog steeds in beheer. U is die ene wat die rigting bepaal. En ons is die een wat maar net moet inval by U wil. Dit is gewoonlik waar die probleme inkom, want ons weet nie altyd reg wat U wil is nie. En baie keer dink ons weet, maar Here, dan is ons buite U wil. Maar U woord gee vir ons die riglyne. Wanneer ons binne die riglyne van die woord lewe, dan sal ons binne in God se wil lewe. En daarom sê ons dankie Here dat ons nog die woord van God mag oopmaak, dat ons die voorregheid in ons eie taal te kan oopmaak, en dit ook te kan verstaan, wat daar vir ons ingeskrywe is, deur die werking van die Heilige Gees in ons harte, en ook die prediking van hierdie kosbare woord. Nou Here, is ons as gemeente ook saam in gebed, ook vir elke naam daar op die siekelys, vir elkeen wat krank is, vir elkeen wat vir operasie gegaan het of vir behandeling. Hier is mense vanmôre in die kerkgebou saam met ons, wat siek is met kanker en met allerlei ander siektes wat daar is. En ons is dankbaar Here dat hulle saam met ons kan wees. En ons weet, Here, U is besig in hulle lewens ook, en U is besig met genesing, want ons vra dit van U, want U sê vir ons, U is die God wat gesond maak, en ons vertrou is op U. Dankie Here dat ons vir hulle kan bid wat nog siek is, en by die huise dalk is vanmôre, dalk nie hier kan wees nie, as gevolg van ander omstandighede. Dankie Here vir die tegnologie wat ons het, vir die uitsendings en die opnames. Dankie dat ons die evangelie woord kan versprei. Want dis waarvoor U ook ons in die lewe geroep het, is hierdie kerk, as die evangelies gereformeerde kerk, dat ons sal fokus ook op daardie wonderlike evangelie van Jesus Christus, wat ook daar by die verlore mensdom sal uitkom. Here, kom help ons vanmôre hier in ons tydjie van aanbidding om saam ook die aangesig van God te soek. En daarom bid ons nou, Here, wanneer U nou met ons gaan praat deur die woord, en ook dan die oordeenking van hierdie skrifgedeelte, en die openbaarmaking van die skrifgedeelte, dat ons sal ontvanklik wees ook daarvoor. Ons harte sal oopskeer, Here, en ons gedagtes sal rig op wat U van ons verwag. Here, ons kan baie maklik hierdie woord aanskuif. Maar soos U in hierdie week met my gepraat het, wil U vanmôre met elkeen van ons weer kom praat. En ek dank U dat U nog nie opgehou het nie. Dankie dat U nog steeds besig is. Seën dan nou, Here, hierdie hele diens vir U naam. Amen. Ons gaan lees dan uit Judas. Ek wil net hier afkry. Skriflesing is uit Judas, hoofstuk 1, en ons gaan vers 17 tot by vers 21 gaan ons met mekaar saam lees. Judas 1 vers 17, maar julle geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeertes wandel. Dit is hulle wat skering maak, sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Maar julle
Geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Net tot sover die wonderlike, onfeilbare woord van die Here. Nou vriende, na ek hierdie gedeelte bietjie na gaan kyk het en weer gelees het, het daar sekere dinge vir my na vore gekom uit hierdie gedeelte. En ek wil vanmôre dan uit hierdie gedeelte met die praat onder 'n tema om staande te bly in 'n wankelende wêreld. Ons almal weet die tyd waarin ons lewe, hoe onstuimig kan die lewe wees. En terwyl ek besig was met die gedagtes, toe kom daar iets hier by my op van my kinderjare. Ek kan onthou, al die woongebiede waar ons gebly het, was daar speelparke geweest. Die ouer mense sal dit onthou, miskien is daar van die kinders wat dit ook nog weet van en sien. En binne in hierdie speelparke was daar verskillende apparate soos 'n swing geweest, daar was klim en kloute rame geweest, daar was lekker hierdie glybane geweest. Hoe ouer jy word, het jy altyd na die hoogste ene toe gegaan. En daar was ook 'n rondom talie, ek weet nie wat 'n ander naam is vir hom nie, maar wat ons baie keer op gery het. Ek weet nie of die fotootjie mooi genoeg is nie. Maar daardie rondom talie was nogal 'n triek geweest om bo hom te bly, hoe sy hom gedraai het. Ek kan sien hier's 'n paar glimlagte wat na vore kom, hoe ons met daardie rondom talie besig gehou het. Nou die beste plek was om in die middel te staan, dan het jy nie so baie sentrifugale krag gehad wat jou afgooi nie. En die uitdaging was altyd om die vinnigste te kan maak, en dan, soos jy nou, jou meer balans dan gestaan jy aan die kant. Maar jy moes gestaan het, en jy moes vasgestaan het, en vasgehou het. En soms voel die lewe of ons op 'n rondom talie ry. Ons sien baie dinge rondom ons, wat die lewe so onwankelrig maak. Daar is soveel verdeeldheid in die samelewing. Daar is morele verval. Mense wat openlik spot met die Here en spot met dinge wat vir ons as kinders van die Here heilig is. Soms voel dit vir ons of ons fondamente van ons geloof van alle kante af getoets word en dat ons voel dat ons op daardie rondom talie van die lewe is en ons moet vasklou en ons moet vas staan, want anders dan gaan ons ook afgegooi word. Die Here het ons al lankal gewaarsku oor die tye waarin ons lewe. Die Here het ons nie onkundig gelaat nie. Hierdie waarskuwings wat die Here gegee het deur sy profete, wil hy nie net vir ons gee as 'n oplossing om te oorleef nie, maar hy gee dit vir ons om te oorwin in ons as kinders van die Here se lewens. Ons sien daar in vers 17 wat staan, maar julle geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Hy verwys nie na die profete van die Ou Testament nie, hy verwys nou na die baie naby so terug, nie baie lank terug nie, van die apostels en die verkondiging van die woord van die apostels van Jesus Christus. Ek wil ons vanmôre so 'n bietjie gaan kyk na hierdie verwysing terug wat die apostels gepreek het uit hierdie brief van Judas. En daar is twee kante van hierdie saak. Die een kant is die realiteit waarin ons lewe vandag. En ons almal besef die realiteit van die lewe van vandag. En aan die ander kant goddelike oplossings om staande te bly in die realiteit. Want dit is wat ons na smag as kinders van die Here. As ons kyk na wat is die realiteit, en Judas het dit so beskryf in hulle tyd, maar ek dink dit is so van pas ook in dieselfde tyd waarin ek en u lewe. Hy sê in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die Gees nie het nie.
Hulle is nie gered nie. Hulle het nie die gees van God nie. Hulle het die boosheid in hulle harte. Judas kom skets hier die kenmerke, die eienskappe, die karakter van die mense wat die gees van die wêreld verteenwoordig. Hulle maak skeuring, sê die woord van die Here. Binne in huwelike, binne in verhoudings, binne in vriendskappe, binne in die gemeenskappe, selfs in die kerk van die Here, waar daar skeurings kom. Hulle breek af in plaas van om op te bou. Ons sien dit in ons eie land en ons praat elke dag daaroor van hoe hulle afbreek en nie opbou nie. Hulle saai verdeeldheid en dit gaan deur na families toe, dit gaan deel na gemeenskappe toe en selfs in die kerk. Dis die realiteit waarin ek en u lewe vandag. Hulle is sinnelik, beteken hulle is wêreldsgesind. God maak nie meer saak nie. Die vrees van God is verlore. Hulle word gedryf deur hulle eie natuurlike drange, hulle eie emosies, nie deur God se waarheid nie. Hulle het die gees van God nie in hulle nie. Dis die realiteit in die wêreld wat u en ek lewe. Maar nou kom die vraag na ons toe. Hoe kan ons dan as kinders van die Here staande bly te midde van hierdie dinge wat die werklikheid, die realiteit is? Die kern van die boodskap van Judas is dat ek en jy nie die winde van die wêreld kan beheer nie. Ons gaan dit nooit regkry nie. Maar ons kan ons seile reg instel binne in hierdie realiteit. En dit is wat Jakobus hier na vore toe wil bring. Die positiewe boodskap, die oplossing sodat ons oorwinning kan hê. Hoe ons staande kan bly in hierdie wêreld. Terwyl die wêreld besig is om skeuringe te maak, moet die kerk besig wees om op te bou. Is ons daar waar ons moet wees? Terwyl die wêreld gedryf word deur begeerlikhede, moet ons gedryf word deur die Heilige Gees. Terwyl die wêreld leef in vrees, leef ons in verwagting van Jesus se wederkoms. Hierdie brief van Jakobus neem ons na dit wat vir God belangrik is, sodat ons staande kan bly. Nie uit ons eie perspektief uit nie, want ons lewe in die realiteit en dit maak ons baie keer blind vir die werklike oplossing van oorwinnings. En daarom is hierdie briewe vir ons in die Bybel opgeteken, sodat u en ek dit kan lees en kan verstaan. Kom ons gaan kyk bietjie na praktiese wenke wat Jakobus vir ons opgeteken het in hierdie brief, wat van God afkom. God se plan om staande te bly. Wat sê die woord van die Here vanmôre vir u en vir my? Hoe kan ons staande bly? En die heel eerste wat hy sê, versterk jou geloof. Ons geloof in die Here Jesus Christus. Vers 20 wat vir ons sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. Geloof is nie iets wat kan stil staan nie. Ons kan nie geloof groei en dan staan hy stil nie. In jou geestelike lewe is daar net vooruitgang of agteruitgang. En dit is ook met geloof. Ons kan ons geloof opbou, soos wat die woord sê, voortdurend opbou, of ons gaan agteruit begin beweeg in ons geloof. Daarom sê die Here, by tydplekke praat hy van klein gelowiges. Wanneer ons nie geestelik groei nie, is ons besig om geestelik agteruit te gaan. En dit is wat die wêreld vir ons wil kom leer. Ons probeer dalk die dinge doen soos die realiteit dit vir ons gee. Maar God se opdrag is, ons moet onsself opbou in die allerheiligste geloof. Nou kom die vraag, maar hoe? Hoe moet ons geloof opbou? Wat is die praktiese uitvoerbaarheid van my geloof? Want ons word so baie gedruk met die negatiewe in die wêreld.
En as ek moet gaan na die woord van die Here toe, daar is seker baie voorbeelde, maar een van die voorbeelde is juis wat ons kry binne in die wapenrusting van God. Ons kry dit ons in Efesiërs 6, daar verse 16 wat vir ons sê, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitwis. Wat wil hierdie vers vir my kom leer? Hierdie vers wil vir ons kom leer, ons moet die skild van die geloof opneem. Daardie soldaat het 'n spies of 'n swaard gehad en hy het 'n skild gehad. Die skild was voor hom gewees, wat hom beskerm het van al die pyle van sy vyand af, dat dit hom nie tref nie. Nou, hierdie skild was sy beskerming gewees, dat hy kan aanval en dat hy kan gaan die geveg kan oorwin. Maar hierdie skild was nie net 'n skild wat hy moes dra nie. Daardie skild was oorgetrek met beesvel. Dan word dit in die water ingedompel, sodat hy ook die water absorbeer en dat daardie vel gedeurdrenk is met die water. En wanneer hy dan met daardie nat skild staan en daardie vuurige pyle afgeskiet word en hulle tref die skild, dan word dit uitgeblus. Hy sê daar, die vuurige pyle van die bose sal uitblus. En dit is hoe ek en jy ons geloof kan versterk, deurdat ons dit met die Here Jesus Christus in ons lewens sal kom nat maak, as ek daardie uitdrukking so kan gebruik. As die soldaat nou nie daardie skild wil nat maak nie, want as hy nat gemaak is hy ons bietjie swaarder. Dan is dit bietjie moeiliker om hom te hanteer. En jy moet fiks wees in jou arms en sterk wees in 'n kort oefeninge om daardie skild te kan dra. En so raak ons in ons geestelike lewens ook baie keer lui. En ons maak nie die skild nat vir die vuurige pyle nie. En wanneer hulle afgevuur word, dan gaan ons baie keer wankelrig wees ook daarin. En ons is nie daar deur die woord so beskerm as wat ons dink ons is nie. Ons dink dalk ons geloof versterk. Want ons het ons die skild van geloof, maar nie volledig nie. Want ons het hom nie gaan indring in die woord van die Here nie. Ons is nie opgebou deur die woord van die Here nie. Die woord van God het hy vir ons gegee, sodat ons geloof kan versterk. En wanneer ons die woord van die Here hoor, moet ons dit gehoorsaam. Dis wanneer ons ook ons skild kom nat maak om die vuurige pyle uit te wis. Ons moet gehoorsaam word aan die woord van God. Ons hoor die woord, maar ons gaan nog steeds aan sonder om ag te gee daarop. En dan kom daardie pyle en hy tref ons en hy verbrand ons, want hy is nie uitgeblus nie. Dan kies ons baie keer die maklike pad en dis nie dalk noodwendig ook die regte pad nie. Jou vriende, die woord van die Here sê om staande te bly, versterk jou geloof. Versterk jou geloof in die Here. Hoe in die Here? Deur die woord van die Here. Deur die woord te hoor en dit te gehoorsaam. Maak tyd vir die woord van die Here. Daar in jou binnekamer, daar by die huis. Maar dit is absoluut so nodig om ook hier saam te kom, om te kan luister na God se woord wat verkondig word. Die tweede wat die woord na kom uit hierdie brief uit, God se plan om jou staande te laat bly, versterk jou gebedslewe. Ons gebedslewe is so belangrik. Hy sê daar in verse 20, en in die Heilige Gees bid. In die Heilige Gees bid. Nie uit myself uit, of in myself bid nie, maar oorgegee aan die Heilige Gees. Gehoorsaam aan die Heilige Gees in die woord, om dan tot God te nader. 'n Mens se gebedslewe is waar jy versterk word. Dis daar waar jy met die Here ontmoet, waar jy oop en eerlik met die Here moet wees, sodat hy met jou kan praat daar in jou binnekamer. Of daardie gebedstyd kan vir ons groot skade bring, want ek is te vol van myself.
Ek gee nie ag wat die Here sê nie. Nee, wat ek is beter as daardie manier, daardie persoon of daardie persoon. En die Here Jesus Christus het vir ons seker die beste lering gegee oor ons gebedslewe in die bergpredikasie. Ons het Woensdag aand tydens die weekbijeenkoms, ons is besig met die bergpredikasie en dit het in hierdie gedeelte van Woensdag weer na vore gekom, die gebedslewe van die Here. En ek het gevoel ek gaan dit vanmôre weer net kom herhaal, jammer nou vir die bidtuurgangers wat Woensdag aand hier was, maar ek wil dit graag net kon haal sekere aspekte vanuit Jesus se eie boodskap, sy eie preek wat hy gegee het, daar op die berg, wat die bergpredikasie is. En daar het Jesus net 4 aspekte vir ons aangeraak oor ons gebed. Versterk jou gebed. Wat sê Jesus, hoe gaan ons gebed versterk? Die heel eerste gedagte wat na vore kom, is dat gebed begin in die binnekamer. Dis waar gebed begin. Gebed begin daar waar dit net jy en God is. Niemand anders te nie. Dis daar waar die Here jou persoonlik wil ontmoet. Dis daar waar ons met hom dan ontmoet en hom toelaat om in ons te werk. Om ons te kom verander. Gaan nie oor om daar te kom en sê, Here, hier's al my probleme en kom sorg net vir my. Nee, daar in die binnekamer waar ons Jesus ontmoet. Here, kom praat met my. Here, kom werk met my. Dis waar dit begin. Dit is 'n hart wat aangeraak is deur die Heilige Gees daar in die binnekamer, wat ons met opreg kan laat bid in die openbaar. Vanuit die binnekamer uit, na die openbare gebed toe, na die etenstafel, na die huisgodsdienst, na die kerklike byeenkomste toe, dalk na 'n vergadering toe, vanuit die binnekamer, waar die Here met my gewerk het, kom ek na vore. Die tweede gedagte, daar's 'n teksvers wat vir ons sê, Matteus 6 vers 6, dit is uit Jesus se prediking uit, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. Die Here wat daar kan sien waar mense nie kan sien nie. Daar waar die Here met jou wil kom praat, wat daar in jou diepste denke aangaan, in jou diepste begeertes, in jou diepste gesindheid aangaan, daar wil die Here met jou ontmoet. Die Here sê, gaan eers daar in die binnekamer toe. Daar wil ek met jou ontmoet. En dis waar dit dan begin, om dan gebed begin in die binnekamer. Die tweede gedagte wat van ons uitkom uit Jesus se gebed is, dat gebed moet opreg en eerlik wees. Daar moet nie bybedoelings wees wanneer ek in my gebed met die Here is nie. Dis nou in die binnekamer of dalk in openbare gebed. Dis baie maklik om te bid en ander mense te beïndruk hoe ek bid. En mense om my voel dom, maar dis nie daai geestelike vlak nie. Dis baie maklik om dit te doen. Maar is God tevrede met my lewe wanneer ek bid? Dit is wat Jesus wil sê. Ek het 2 illustrasies gebruik Woensdag aand, ek gaan dit weer gebruik vandag. Dis werklikheid gewees. Daar was 'n oomie en sy vrou, ek kan nie onthou wat in die 70 en 80er jare was, en julle sal weet daarvan, baie van die ou mense sal weet, was op die nuus gewees. Hulle was gevang en gevonnis, hulle was pedofiele gewees. Hulle het kindertjies gevat, molesteer, pornografie versprei en selfs kindertjies verkrag. Daai oomie, en dis mense wat saam met hom in 'n gemeente was, vertel ons, as hy op 'n Woensdag aand begin bid het almal gehuil. Hy was so 'n geestelike man na wie hulle opgekyk het. En toe word dit geopenbaar wat hy doen. Die ergste sonde wat daar seker kan wees, as ons nou sonde kan klassifiseer. Kinderpornografie, kindermishandeling, molestering, verkrachting. Daar's 'n ander oomie gewees, kom ook van mense wat saam met hom in die gemeente was. Hierdie bidder, hierdie man waarna almal opgekyk het. Hy was hierdie goddelike man gewees. Hy het mense se harte geroer met sy gebede. En later aan by 'n jeugkamp, toe kom sy dogter uit,
Dis sy kan dit nie meer stilhou nie. My pa het my verkrag, verskeie kere toe ek 'n dogtertjie was. Ons kan baie wegsteek, maar God weet van daardie goeders. Die Here weet daarvan. Liewe vriende, ons kan nie dink, ons kan met sonde in ons lewens sit en dink, die Here weet nie daarvan nie. En dis is wat die Here sê, wanneer ons na hom toe kom in gebed, moet dit opreg en eerlik wees, vanuit ons lewe moet dit so wees. Nie dinge wat ons agteraf doen, en mense wil beïndruk, of dalk mense wil, ek weet nie wat om te sê nie, maar dit is God wat ons sien. En daarom moet ons nie binnekamer wees. Daar waar God ons ontmoet. Die Here se plan verstaan en bly deur ons gebedslewe is dat bid altyd binne die wil van God. Bid binne die wil van God. Nou die Here Jesus het in sy bergpredikasie, het hy dan nou die Onse Vader gegee. Die modelgebed soos ons dit baie keer van praat. Dit is 'n voorbeeld van hoe ons dan binne in die wil van God kan bid. Nou God se wil word altyd gekoppel aan sy naam. En sy naam moet verheerlik word. Here, dat ons sy wil doen, verheerlik ons sy naam. Hy sê daar in Matteus 6 vers 9 en 10, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dis waar ons moet begin. Here, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u, wat sy heilige naam het, u koninkryk kom na my toe. Persoonlik nou. Laat u wil geskied in my lewe. Soos dat u wil in die hemel geskied, so in my lewe. Dis wat Jesus vir ons wil sê. Soos God se wil in die hemel is, so moet sy wil ook in my en jou lewe wees. Daar's 'n man met die naam van Robert Law. Hy het hierdie gesê, gebed is 'n kragtige instrument, nie om die mense se wil in die hemel te laat geskied nie, maar om God se wil op aarde te laat geskied. Ons het geen reg om God te vra vir enige iets wat sy naam oneer sal aandoen nie. Sy koninkryk sou vertraag of sy wil op aarde sou versteur nie. Ons het geen reg daartoe. Ons moet bid binne die wil van God. En ons moet ons onder God se wil sit. En hoe weet ons wat God se wil? Sy woord. Sy woord is sy wil. Ons kan nie daarby verbygaan nie. Daar's 3 gedagtes uit Jesus se eie preek oor gebed. Bid of gebed begin in die binnekamer. Ons moet altyd opreg en eerlik wees wanneer ons bid. Bid altyd binne die wil van God. En dan sê die Here Jesus Christus, bid met 'n gees van vergifnis. Dis iets wat ons almal mee sukkel. Die Here Jesus sê in sy bergpredikasie, Matteus 6 vers 12, en vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Hierdie sê ons, Here, ons gee U die reg om ons te vergewe, soos ons ander mense vergewe. Vers 14 en 15, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle Hemelse Vader julle vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge nie vergewe nie. Daar is nie 'n ander beter Afrikaanse taal vir woorde wat ek dit vir julle kan gee nie, as wat Jesus dit self gegee het nie. Dis van Jesus Christus self af, nie van 'n mens af nie. Die Here Jesus het 'n baie duur prys betaal, sodat ek en jy sy vergifnis kan kry. Dit het ons niks gekos nie. Hy het die prys betaal. Hy was verneder geweest. Hy was gemartel geweest. Hy het gesterwe, sodat ek en jy die vergifnis kan kry. As hy die mens kan vergewe, dan kan ons dit ook doen. Liewe vriende, om te sê ek kan nie vergewe nie, is om die Here Jesus Christus se vergifnis in sy gesig te gooi. En dan is dit net oor ek, nie meer oor die Here se wil nie.
Gebed gaan oor die eer van God se naam. Wanneer ons bid, en daar sonde in ons lewens, dan bring ons oneer aan God se naam. Lees hierdie raak. The important thing about prayer is not simply getting an answer, but being the kind of person whom God can trust with an answer. Is u en ek daardie persoon wat God kan vertrou wanneer hy my gebede verhoor? Kan hy my vertrou? Liewe vriende, ons moet ons gebedslewe versterk en die Here Jesus Christus het sy eie prediking vir ons gegee daaroor. Gaan lees maar daar in Matteus hoofstuk 6. Die vierde gedagte, God se plan om staande te bly, versterk die goddelike liefde. Vers 21, en julle self in die liefde van God bewaar. Julle self in bewaring te sit in die liefde van God. En daar is 'n verskil in die liefde wat die wêreld bied en die liefde wat God vir ons bied. Goddelike liefde vra nie of ons wil lief wees nie. Ons is lief, omdat God se liefde, sy liefde in ons harte uitgestort is. Hy is vir ons lief. Hy is lief. God is liefde, dis sy karakter. En hy het daardie liefde in ons harte uitgestort, die dag toe ons wederbaar het. Kyk wat sê Romeine 5 vers 5. Liefde van God in julle harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan julle gegee is. Wanneer is die Heilige Gees aan ons gegee? Die dag toe die Here ons kom wederbaar het as sy kind. Toe kom vul ons met sy Gees van God, met homself. Hy wat liefde is, het ons gevul met God se liefde. Ons het dit, maar ons kan dit onderdruk. Ons kan dit een kant toe skuif. Dis in ons beheer in daai oomblik. Maar ons moet ons onder die Here van die Here plaas, van die Heilige Gees, sodat die vrug van die Heilige Gees in ons lewens kan voortgaan. Wat is die vrug van die Heilige Gees? Dis liefde. Die vrug van die Heilige Gees is liefde. En dan gaan nou vir die verduidelik hoekom ek sê dis liefde. Want die uitvloeisel van liefde is blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis die uitvloeisel van goddelike liefde wat hy vir my gegee het. Die apostel Paulus het dit verduidelik ook in die gemeente van Korinthe, baie bekend met ons hierdie gedeelte kry. Hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n lydende sambaal geword. Ek is leeg. Maak net 'n geraas. Want goddelike liefde is nie daar nie. Ek gaan verder. Al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, sou dit my niks baat. Al ken ek die Bybel van voor tot agter, al kan ek verse opsê, al weet ek van wat die profesie vir my sê, die eskatologie ken ek uit my kop uit. Ek het geloof, maar ek het nie die liefde nie. Dan is ek niks nie. Al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek sal ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig. Ons gaan terug na Galasiërs 5 vers 22, die liefde. Die liefde is lankmoedig. Die liefde is vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblaase in homself nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie. Liewe vriende, die woord van die Here kom leer ons wat is goddelike liefde.
In die brief van Judas, sê vir ons moet ons versterk in die goddelike liefde. Ons moet daar die liefde van God soek. Dan die laaste gedagte, God se plan om staande te bly, versterk die hoop op Jesus. Versterk die hoop op Jesus. Vers 21 wat hy sê, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Daar is 'n wederkomsverwagting. Jesus kan enige tyd kom, enige oomblik. Lewe ek so, dat wanneer hy gaan kom, gaan ek met vrymoedigheid kan saam met hom gaan. Gaan ek voel, my Here het gekom. Ons moet lewe met die oë gerig op daardie wonderlike wederkoms van Jesus Christus. Hy het beloof hy gaan ons kom haal. Maar lewe ons so in hierdie wankelende wêreld waarin ons is. In die brief van Titus lees ons hierdie verse, want die reddende genade van God het in alle mense verskyn, aan elkeen van ons. Elke mens het die reddende genade van God verskyn. Dis God se wil, dat almal gered sal word. Nou daardie reddende genade leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. Is daar nog hierdie wonderlike wederkomsverwagting in die hart, of het jy al opgegee en gedink, nee, die Here kom nie meer nie? Verlede week het ons gekyk na Johannes die Doper en die twyfel wat hy gehad het, het vir Jesus gevra, is die wat kom of moet ons 'n ander een verwag? Verwag jy nog die Here Jesus Christus, soos hy gesê het op die wolke wanneer hy gaan kom? Of het dit weggeraak as gevolg van die realiteit waarin u en ek lewe? As ons dit verloor het ons baie verloor. En hoe skaam gaan ons wees as die Here kom en hy roep ons en ons is by hom en hy gesê, Here, ek het dit getwyfel in, maar ek is by u. Vriende, om in vandag se wankelende tye as kind van God staande te kan bly, het ons vanmôre gekyk na God se plan. God se plan vir ons. Dit is saamgevat in hierdie paar gedagtes, dat God het 'n plan sodat ek en jy as sy kinders staande kan bly. Dat ons geloof sal versterk in die woord en die uitvoerbaarheid van die woord in my lewe. Dat ons gebedslewens sal versterk en sal verryk. Daar van die binnekamer af. Eerlik met die Here. Uitkom. Dat ons die Here se naam sal verheerlik. En dat ons God sal eer met ons lewens. En die Here het gesê, ons moet vergewe. Ons moet onsself verryk en versterk met die goddelike liefde wat ons ontvang het. En ons moet ons versterk in die wederkomsverwagting van Jesus. Dis God se plan vir een vir my in ons lewens. Mag die Here vir ons kom seën ook in hierdie tye waarin ons lewe, baie onsekerheid, baie stryd. Ons weet nie wat die dag van môre vir ons inhou nie, wat die Here weet. Ons het in hierdie week so 'n bietjie stil geword voor die Here, en die Here was getrou. Die Here het sy beloftes kom bevestig. Die Here het vir ons dinge kom wys net weer, wanneer mense so 'n bietjie stil word voor die Here. Mag u ook daardie tyd in die lewe tyd maak, om net 'n bietjie stil te word vir die Here, binne in u omstandighede, binne in hierdie wêreld wat so wankelrig is, dat die Here net vir ons weer sal versterk. Mag die Here so met u wees. Amen. Here Jesus, baie dankie vir die woord van bemoediging, 'n woord van opbou, 'n woord van bevermaning. Maar Here, wanneer ons met u in die regte verhouding lewe, is daar vir ons versterking. Nie net in ons geestelike lewe nie, maar ook in ons fisiese lewe, maar ook daar in die gemoedstoestand. Here, u kom gee vir ons vrede,
waar daar oorlog is. U kom gee vir ons opbou waar daar afbreek is. U kom en u kom versterk ons waar daar in die wêreld verswakking is. Dankie dat ons u kan aanroep, Here. Dankie dat ons na u woord kon luister. Dankie dat ons u kon verheerlik het vandag. Seën ons nou, Here, waar ons ook uit mekaar uitgaan, sodat u ook in ons lewens so verheerlik mag word. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.